Hierdie episode van Wild en Wonderlik is met trots aan die gebring deur Dries Visser Purebred Game. Welkom by Wild en Wonderlik. Verlede week was 'n bedrywige week in die wildbedryf en ons bring vir jou die jongste nuus. Kyk ook verder om te sien wat hou Wild en Jag se maartuitgawe vir jou in. Nuus in die bedryf, proudly sponsored by Swarovski Optic. See the unseen. As jy al vir 'n wyle op soek is na die regte voer vir jou diere, is Visium Nutrition and Beyond dalk die produk vir jou. Ons het gaan gesels met die span van Visium Nutrition wat al vir 3 jaar in samewerking met Dries Visser aan die Dries Visser Wildskorrel werk. Ons is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, maar ons geaffilieer van 'n Franse maatskappy. Franse maatskappy se naam is Neovia. Hulle is in 28 lande reg oor die wêreld betrokke. Dit is 'n baie groot premix en veevoermaatskappy. Ons het nou onlangs oorgeskakel na ons nuwe naam Visium, wat wêreldwyd nou gaan bekend wees in al die lande. Ja, dis so kort net waar ons basies inpas. Ons het so 3 jaar terug het ek met hom Dries begin werk. Dries het my gekontak, my gevra oor hy is op soek na iets spesifieks vir sy swartwitpense. En ons het begin baie navorsing doen in Swaan en ons het toe nou begin proewe doen by hom Dries. Die proewe ons het baie werk behels. Ons het daar was byvoorbeeld monsters van omtrent alles geneem. Bloedmonsters, haarmonsters, voermonsters, grasmonsters, watermonsters, selfs melk. Ons het selfs van die suiwels plat gesit, die swartwitpense wat ons uitgemelk het. Net om te kyk wat gaan in, wat gaan uit, jy weet, sodat ons 'n indikasie kan hê wat is die regte riglyn om die diere te voer. En ek moet sê ons het eerlik baie goeie resultate by hom Dries gekry. En dit is waar ons vandag besluit het om hande te vat met Ubaru. Om die produk dan nou ook aan die publiek bekend te stel en vry te stel dat enige wildsboer die produk kan bekom en kan koop. Ek dink natuurlik wat hom uniek maak, ons konsentreer op 2 goed daarso, is natuurlik jou vrugbaarheid en natuurlik die horinggroei. Dit wil vir ons voorkom wat na deeglike proewe by hom Dries en baie data wat hy het ons wel gesien dat daar wel 'n verskil is, veral in die basisse en die lengtes van die horings. So daar is 'n verskil. Ons gaan natuurlik nog verder uitbrei nog met dit. Ons wil definitief die optimum horinggroei wil ons kry. Ek dink dit is maar die 2 goed waarop ons fokus en dit is die goeders wat ons in belang stel. Ons het 'n baie goeie verhouding met Visium opgebou en Dries Visser om 'n spesiale pil te maak vir jy kan sê die stoetdiere in Suid-Afrika. So daar's geweldig baie navorsing gedoen en aan ons kant is ons ook besig natuurlik by Ubaru om geweldig uit te brei in die wildswêreld. Ons wil graag 'n kwaliteit produk daar stel vir die boere, daar spesifiek vir hierdie goeie horinggroei wat 'n mens graag wil hê en dan ook natuurlik die bouvorms van diere. Ons wil kwaliteit diere daar vir die boere stel. So die produk word gemaak op Brits by ons fabriek. En die pil word spesiaal gedruk vir Dries en ons gaan dit in ons 24 takke wat ons het ook dan beskikbaar stel vir al die verskillende boere. Hierdie pil is een spesifieke pil wat vir alle diere kan gebruik word. So jy kan hom vir buffels gebruik, jy kan hom vir rounds gebruik, jy kan hom vir rooibokke gebruik, maak nie regtig saak nie. Die argument is hy's ontwikkel met natuurlike proteïene wat juis vir ons raambou en bespiering gee en dan ook help met die horinggroei. En dan met die fantastiese werk wat Visium gedoen het vir horinggroei, het ons daai kombinasie bymekaar gesit om te sorg dat ons 'n kwaliteitpil daar vir die boer kan gee. Kyk, ons is natuurlik baie opgewonde om saam met Dries Visser te werk want hy's een van die beste boere wat wild aanbetref. En ons by Ubaru is in lyn met die boer. Met ander woorde, ons werk baie graag saam met boere. Boere is ons kliënte, ons vennote en ons wil baie graag saam met die boere werk. So dit gaan oor ontwikkeling vir die boer en ons werk saam as vennote. Wat ons ook nou doen by Ubaru, ons het 'n span van mense wat in die vee rigting is wat saamwerk om ontwikkeling te doen. So aan die veeartsenykant, aan die veevoere kant en hierdie span is totaal daar net vir die boer. Soos 'n tegniese span wat baie goed opgelei is, daar vir die boere is tyd spandeer by die boer om vir hom maksimum produksie te kan gee met ondersteuning van die maatskappy aan alle kante. Die Kraus broers het al Black and Gold veiling verlede donderdag by Sun City gehou.
Hulle was veral tevrede met die goeie verkope van hul renosters. Rian Kraus sê hul verwagtinge is oortref met die nuwe toetreders tot die renostermark. Die beste prys vir 'n dragtige wit renosterkoei met 'n verskalf was R660 000. Die gemiddeld vir wit renosterbulle was ongeveer R133 000. Die hoogste bod vir 'n renosterbul was R225 000. Ten spyte van omstandighede het kopers ook belangstelling in leeu's getoon. Die hoogste prys betaal vir 'n leeumannetjie was R170 000 en vir 'n wyfie R50 000. Die dag is deur ongeveer 200 mense insluitende 41 geregistreerde kopers bygewoon en het afgesluit met 'n omset van ongeveer R25 miljoen. Op 25 Februarie te Mapata-Macha Wildsentrum het African Game Auctioneers hul heel eerste veiling vir die jaar gehou. Die hoofverkoper van die dag was Nyati Wildlife Estate. Die veiling het 120 registrasies gehad en 'n omset van R3.059 700. 'n Nyala bil het verkoop vir R200 000, 'n Kuru-bil van 58 duim het vir R40 000 onder die hamer gekom en 2 rooibok ramme, 26 en 'n kwart duim en 25 en 'n half duim het onderskeidelik verkoop vir R42 000 en R35 000. Ons kuier saam met aan jou gebring deur Dries Visser Purebred Game. Ons het die geleentheid gehad om te gaan kuier by die Dries Visser Purebred Game veiling. Kom ons kyk wat als daar gebeur het. Op 'n reënerige Vrydag het Dries Visser sy gaste verwelkom by sy Dries Visser Purebred wildsveiling. Ons het met verskeie persone gesels voor die veiling begin het. Ek dink dit is geruststellend om te sien dat oor die afgelope 3 weke wat ons veilings gehou het, om te sien dat die diere baie goeie gemiddelde pryse reg deur die bank behaal en ek dink goeie genetika bewys nog steeds dat hulle goeie pryse behaal. En op die uiteinde van die dag is dit tog die mark wat ons bedien en ek dink dit is wonderlik om te sien. Yes, ek dink oom Dries het ongelooflike goeie diere vandag op die veiling en ek dink dit kom uit jare se teeling uit en dit bewys weer eens dat wanneer jy effort insit dat jy iets uithaal op die uiteinde van die dag. As ou kyk na die swart-wit pense wat vandag hierso op is dit ongelooflike diere met diere met ongelooflike horinglengtes, lyfgrootte en wonderlike fenotipiese diere wat opkom. So ek voorsien dat dit baie goed sal gaan met sy diere en ek dink as ou kyk na die ander spesies van die gasverkopers ook, het hy van die top diere gaan uitkies vir hierdie veiling van die gasverkopers. So nee, ek voorsien dat dit 'n baie goeie veiling sal wees. Die opkoms lyk goed en hier's 'n klomp lekker nuwe kopers ook. So ons hoop dit gaan goed vandag. Dries Visser is 'n bekende wildsboer. Ek dink die kwaliteit van die veiling is hy gaan topkwaliteit gaan selekteer in die mark en ons is regtig dankbaar dat ons hier, jy weet, ons het 3 roundverse dragtig van King Arthur, 32 en 6/8 roundbull. En ja, ek dink die kwaliteit is daar. Ek dink ons gaan hopelik goeie pryse kry en sien uit daarna. Ek dink na die eerste paar veilings is die eerste kommentaar wat ek wil maak is te sê dit reën in die land. En dit maak ons almal opgewonde. Dit maak ons tevrede, dit maak ons goed voel, dit maak ons positief. En as wildsboer is ons baie opgewonde oor die toekoms. Ek is baie tevrede met wat in die paar veilings gebeur het van die begin van Februarie af. Ek dink ons is in 'n sekere tendens. En ek dink as ons markte kan nou vasbepaal en ons pryse vasbepaal, gaan ons 'n baie goeie jaar hê. En ek is bly vir elke boer wat sy plaas nat is en dit is 'n voorreg hier om by Dries te wees. Ek dink Dries is by uitstek 'n teeler. Daar's 'n verskil tussen 'n teeler en iemand wat net 'n wildsboer is. Ek dink hy weet hoe om bulle te teel, hy weet hoe om koeie te teel en ek hoop hy het 'n reuse suksesvolle veiling vandag. Dit is 'n besondere dag vir ons. Ons het 'n lang pad gekom om te weet waar ons vandag sulke kwaliteit diere te kan aanbied. En so vir ons is dit 'n besondere dag, maar sonder julle ondersteuning hier is dit nie moontlik nie. So vir iedereen elkeen sê baie dankie vir die opoffering en die moeite wat julle gemaak het om hier te kom. Let's put it the flag at 50 there we have. Is the any advance guys, it's round the ring done their time at 50 places stuck at 50,000. Any advance all through at 50 and all done. 50 places stuck by a lucky.
at 1.500 at 1.5 to make a sum at 1.500 now at 1,500,000. She's stunning here at 1.5 million there. She's going to be a 3-1 at the 1.5 dollar at 1,500,000. And the hammers up on her now at 1.5 million, 1,500,000. Hold through this time and all done. 1.5, and that's a big hand there by a Byron Key. We have a bit of 2 million. We start at 2 and now 2.2. Where we have him now, 2.2 we got there. I got a 5 number 2.5 and there, 2.5 and there we have there now. 2.5 number 2.5 and I got a 2.5 and have the time at 2.5 and by there now. I got to make a sum of 2.5 and 8 and by there now at 2.8 million. I got to make a sum of 2.8 and there we have 2 up and up now. I got a 2,800,000 there. I got to make it now. Look at the balls in front of you now. I got a 2.8 million there. I got to make a sum of solid 2.8 million. What do we see here? At 2.8 million now. At 2.9, thank you, sir. The is right here at 2.9 million. I'm going to make a sum of 2.9 number 2.9 million now. The is right here at 2.9 at 2.9. I'm going to make a sum of 2.9 million. Look at the opportunity at 2.9 is what we got going there. And the is right here. There's a bit over here. There's a bit over there, I think. There we go. Is that over there? Right in front of you. 2.9 we have now. Thank you. 3 million. And the is right here at 3 at 3 now. 3 million at 3. I'm the sum of 3 million now. The is right here at 3 at 3 million. The sum of 3 million there. The is right here at 3 million. I'm going to make it now. Get a sum of 3 million. And the is right here at 3 million. At 3 million, sir. And the hammers up and down here. What an opportunity now. And we're going to make a sum of 3 million. And the hammers up and there, folks. Anyone's going to make this time at 3 million. We have it at 3.1. We have there 3.1 million. 3.10 we got there now. At 3.10 we have 2 now. At 3.2 million. I'm going to make a sum of 3.2 number 3.2. I'm going to make a sum of 3.2 number 3,200,000. I'm going to make it here. The bit is right here at 3.2. And to make a sum now at 3.2 at 3,200,000. I'm going to sell the sum of 3.2 now. Are we through? At 3.2 million we got, guys, and the hammers up and down this time. 3 million and 3.3, 3.3 we beat, 3.4, at 3.4 with the sum of 3.3. What do we say at 3.4 million with the sum of 3.3 number of the time? At 3,400,000 going to be sum of 3.3 number 3.4. Right this side we have over there and 5, 3.5 sir, at 3.5 million C6, at 3.6 now. The bit is right here at 3.6 million. I'm going to make a sum of 3.6 at 3,600,000. How are we through? At 3.6. 3.6 million is over there at the flag. 3,600,000 folks. Fair warning. All through. Top opportunity at 3.6. And all done. 3.6 million, 3.6. Thank you very much. Let's give a big hand there by a wide Ons is Uzi Game Breeders. My dogters is baie betrokke in die boerdery. Ek is baie opgewonde oor vandag se prys wat ek gekry het vir Matuna as 'n uitstekende bil en ja, Dries Visser is vir my soos 'n pa en ek is baie dankbaar dat hy my ondersteun het. Hy het definitief 'n pluspunt vir sy kudde. Ek boer in die Otjiwarongo district, dis waar my plaas is. Ek het vroeër met bees geboer, maar ek het nou 4-5 jaar terug met wild begin. Ek het witpense, ek het roans, ek het Livingstone Eilande, Tsetse en Lecce. Right, in die eerste plek het oom Dries ongelooflike mooi diere. Die Zambiese bloedlyn wat hy het ons nie in Namibië nie. En die spesifieke pakket wat hy verkoop het, dis 'n groot geleentheid vir my. Daai tipe belle het ons nie in Namibië nie. So om saam met hom te teel is 'n voorreg. Ek is deel van Waterberg Plateau Game Breeders. Ons hoofveiling die 20ste Mei in Namibië. Otjiwarongo district by 'n plaas met die naam Ochiva Game Ranch. Nee, ek wil vir al die mense wat vandag hier was baie dankie sê. Ons waardeer dit vir al die moeite wat hulle gehad het om te kom. Dit was wonderlik om soveel mense te sien en my mede-verkopers ook baie bedank vir die diere wat hulle opgesit het. Op oom Dries se veiling was daar ook 'n paar dames wat bemarking gedoen het vir WRSA. Ons is vandag so aangetrek omdat ons WRSA se gala diner bemark wat nou oor 'n maand gaan plaasvind by The Ranch Hotel in Polokwane. Dit begin die 24ste Maart met 'n konferensie, 'n heeldag konferensie en die aand is daar 'n informele funksie wat die tema het as Under the African Sun en dan Saterdagoggend gaan die konferensie voort. En dieselfde tyd wanneer die konferensie voortgaan, is daar ook 'n damesoggend vir die dames en dan die aand is die wildboer van die jaar
en dan ook die aand is die wildboer van die jaar en dan ook die gala diner en die tema vir die gala diner is dan 'n maskerbal en dit is hoekom ons hier is vandag. In die nuutste Wiltenjag, met trots geborg deur Kemwet Steel and Fencing. Met ons eerste reeks van ons eie Africa's Huntress was ons bevoorreg dat ons top 6 finaliste die geleentheid gekry het om in Namibië te gaan jag. Vir sommige vroue was dit al heel eerste jagtog in die pragtige droë woestynland. Vir diegene wat nog nie hierdie voorreg gehad het nie, vertel Margaret Botha wat om daarvan te verwag. Lees die artikel op bladsy 20 tot 24 in die Maart-uitgawe van Wiltenjag. In sy reeks met handige riglyne oor semi-intensiewe en intensiewe wildboerdery, bespreek Prof Koos Botma in Maart maand boerdery met die Kaapse eland. Hy bespreek aspekte soos die diere se voortplanting, voeding, bestuur en benutting, siektes en peste en so meer. Vind hierdie artikel op bladsy 140 tot 142. Wanneer jy vir 12 maande of meer inteken op Wiltenjag tydskrif, kan jy 'n kans staan om groot pryse te wen. Teken in op Wiltenjag tydskrif en staan 'n kans om 'n CZ550 geweer ter waarde van R15.000 te wen. Die tweede, derde en vierde prys is 'n trigger stick van Primos ter waarde van R3.000 elk. In die week wat voorlê, is aan die gebring deur Barlow Wool Toyota. Vleisentraal is behoorlik besig die naweek wat voorlê met 5 verskillende veilinge wat strek oor verskeie dele van die land. Vrydag is dit Handley Wildlife Services se veiling in Aldays en ook die Game of Thrones Buffalo veiling in Tabazimbi. Saterdag word die Tabamanzi Wildlife Services veiling op Bella Bella, Philippolis Wild veiling op Philippolis en Lazarus Game veiling op Albertina gehou. Deel asseblief jou nuus met ons en onthou dat hierdie die perfekte platform is om jou produk, diens, wildplaas of wildveiling tentoon te stel. Volg ons op alle sosiale platforms en gaan subscribe op ons YouTube kanaal. Tot volgende keer, totsiens. Hierdie episode van Wild en Wonderlik is met trots aan die gebring deur Dries Visser Purebred Game.